Daar sê ons kan vanoggend blaai na 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus hoofstuk 2, dis in my Bybel bladsy 309, dis in my 83 vertaling. Terwyl ons besig is om daarna toe te blaai, wil ek sommer net ook vir ons mense wat aanlyn besig is nou om te kyk, ook sê 'n baie hartlike goeiemôre. En dit is so wonderlik dat die Here ook hierdie tegnologie vir ons gegee het. Daar's maar baie negatiewe dinge aan vandag se tegnologie met die sosiale media, maar daar's ook goeie dinge. En een van die goeie dinge is dat mense wat nie eens in dieselfde stad is as ons nie, kan inskakel en ook so deel wees om te hoor wat die woord van die Here, wat hy vanoggend vir ons wil kom sê. So net nogmaals ook so baie hartlik welkom aan almal wat vanoggend dan ook nou hier kan wees. Ons gaan daar lees uit 1 Petrus hoofstuk 2 en daar net so 1 of 2 verse vanaf vers 9 af. Dis natuurlik Petrus wat hier skrywe en hy skryf hier aan die kinders van God, aan elke Christen, elke volgeling van Jesus. Met ander woorde, dis vanoggend vir jou ook bedoel. As jy vanoggend hier sit en jy is kind van God, dan is hierdie woorde vir jou. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, dis God, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Net daardie enkele vers vanoggend, 1 Petrus 2 vers 9. Mag die Here dit so in ons harte vanoggend in die besonder verder kom seën. Nou, ja, ons het hierso hierdie pragtige kleure op ons vlag, verskillende kleure wat so saam die landsvlag maak. Gisteraand, ja, dit was eintlik gistermiddag gewees, 3 uur, dit was so 'n bietjie vroeër gewees. Die van julle wat dalk ook gekyk het of geluister het na daardie wedstryd van die bokke, en op 'n stadium, ek was daar in die winkel gewees, moes 'n paar goedjies gou gaan uitsorteer, so terwyl die bokke speel, is ek toe nou in die winkel. Winkels was heerlik stil gewees. Dit was heerlik. Daar was omtrent nie mense daar in die winkel daar by ons nie. Maar toe op 'n stadium, toe ek nou so nuuskierig, toe WhatsApp ek gou vir my man en sê, hoorie, wat is die skoor? En ek dink dit hy iets gesê is iets soos 10-13 of so iets, en Argentinië loop voor. Dit dog ek, vandag is daai dag. Maar genadiglik, het die Springbokke daarom toe nou vasgebyt en uitgehou en aangehou, en ja, kan ons daarom nou terugkyk en sê, ja, die Springbokke het inderdaad weer die wens, hulle is weer die wenspan. En ja, so vorm verskillende dinge deel van hierdie land van ons, van Suid-Afrika. Verskillende kleure, verskillende sportsoorte, en natuurlik, elke een van ons, as ons vanoggend hier sit, het 'n erfenis, of 'n eie kultuur. Jy word gebore daarmee. Jy kan seker 'n ander erfenis of 'n ander kultuur kies as jy wil, maar jy word eintlik outomaties gebore in 'n spesifieke kultuur of met 'n spesifieke erfenis. As ons byvoorbeeld dink aan Suid-Afrika met sy 11 landstale. Ek kan nie eers almal opnoem nie. Ek kan nie eers aan almal dink nie. 11 landstale en dan nou nog gebaretaal vir die dowes wat ook nou nog bygekom het. So dit laat ons net weer eens besef dat ons 'n land is met soveel verskillende kulture, met so 'n groot rykdom van kulture. En, ekskuus tog, byvoorbeeld iets wat baie kenmerkend is, glo ek, sal julle seker saam met my stem vanoggend, is natuurlik watter kossoort baie geliefd is in 'n spesifieke kultuur. Nou daarmee sê ek nou nie,
jy is nou nie lief vir ander soorte kos nie, of lekkernye nie, maar daar's tog sekere kossoorte wat 'n mens altyd eers assosieer met spesifieke kulture. En so, die van julle wat nou verlede Sondag hier was, of wat dalk gekyk het op die kennisgewingkie van vanoggend se diens, sal agtergekom het en sal miskien onthou, dat ek verlede Sondag gesê het, dat ek iets agtergekom het, dat daar 'n verskil is, tussen 'n koek met nog 'n koek-suster, en 'n koe-suster, sonder die tweede k. Nee, so jy kry koek-susters, en dan kry jy koe-susters. Nou, ek het weer so 'n bietjie gaan oplees, net om 100% seker te maak, dat ek nou nie 'n klomp nonsens hier kwyt raak hiervan vooraf nie, en dit is inderdaad so. Dat 'n koeksuster, sê die slim mense, is koekdeeg, wat dan nou gedraai word, en dan nou in warm olie gaar gemaak word, en dan onmiddellik in koue soetstroop gedoop word. Dit is dan wat jy kry, 'n koeksuster. En ek is seker, daar gaan 'n paar van daai koeksusters ook net nou daar agter op daai tafel wees, wat ons gaan kan geniet, so saam met die koffie. En dan kry jy 'n koesuster. Nou, 'n koesuster is 'n bietjie anders. Hy word ook in olie gebraai, maar hy is meer soos 'n oliebol. Dit is nou wat die internet vir my sê, né? So hy's meer soos 'n oliebol, en hy word dan nou ook in olie gebraai, maar hulle sê hy's ligter en hy's sagter, en dan word hy nou in klapper of in coconut, word hy nou daarin gerol of daarin gedoop. So dit is nou jou koesuster, wat jy nou kry, wat ook heerlik is. En dan interessant, as ek nou sommer dink aan my eie agtergrond of kultuur, melktert. Nou, ek het gedink, melktert is eintlik nou maar meer kenmerkend van ons, kom ek sê, ons Afrikaans sprekende mense, maar interessant genoeg, dit is 'n dis of 'n gereg, wat mense dit ook al sal noem, 'n lekkerny, wat al van die vroegste eeue bekendheid verwerf het daar in Europa. En interessant tog, hulle skryf dat die slim mense sê, dat die monnike, met ander woorde, die mans en die vrouens wat in die kloosters gebly het, in Europa, né, met die van die Rooms-Katolieke Kerk, hulle het vorendag gekom met die beslag en dan nou uiteindelik die melktert. Hoe het dit dan nou gebeur? Want hulle het mos nou sekere vasdae gehad in die Rooms-Katolieke Kerk, wat jy nou moes vas van vleis en vis en eiers. Dit mag jy onder andere nou nie geëet het nie op daai spesifieke vasdag. Maar hulle het ook mos nou natuurlik 'n bietjie lus gekry vir 'n ou soet dingetjie of twee, né? Hulle is ook maar net mens. En so het daartoe nou van die monnike 'n sekere beslag begin aanmaak wat hulle noem 'n eiervla. En dit is toe nou waar daai vulsel van die melktert, soos ons dit vandag ken, vandaan kom. So hulle het dit nou gemaak as 'n lekkerny, en toe intussen het daar nou die verskillende soorte deeg, skilfer, kors en die ander maniere wat jy 'n melktert kan maak, en dit het nou maar so deur met die verloop van tyd bygekom. En natuurlik mag jy nie vergeet van jou kaneel wat jy daaroor moet sit nie. Ek lees, hulle is ander goedjies wat hulle ook onder andere daar oorstrooi. Maar ja, so die melktert is eintlik 'n gereg wat al 'n paar eeue oud is. En ons ken hom dan nou vandag ook hier in Suid-Afrika, die melktert. En so het ons baie ander disse waarop ek nie eers nou gaan ingaan nie, wat kenmerkend is van ons verskillende kulture hier in die land van Suid-Afrika. Maar, en ek glo dit is waar ons vanoggend ook nou by mekaar gaan wees en gaan deel rondom die nagmaalstafel. Maak nie saak wie ons vanoggend is, waar ons vandaan kom, watter kultuur of erfenis ons het nie, waarop ons trots is en waarvoor ons dankbaar is natuurlik. Maak nie saak wie ons is nie. Ons het nou net hier gelees in 1 Petrus 2 vers 9 dat ons, as ons kind van God is, as ons Jesus Christus ken, dat ons dan almal een gemeenskaplike erfenis het.
Dat ons dan iets het wat kenmerkend is van elke kind van God. Maak nie saak watter taal jy praat nie, maak nie saak in watter land jy bly nie, jy kan hier bly, jy kan aan die uiteindes van die aarde bly, jy kan in Antarktika bly, jy kan waar ook al bly. Maar as jy kind van God is, dan het jy 'n spesifieke erfenis wat deel is van jou menswees. En dit het ons natuurlik nou gelees hier, ek wil dit net weer lees. Julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. So, ons gaan vanoggend, as ons nou die nagmaal saam gaan gebruik, gaan ons dit onder andere vier, dat ons deel is van die volk van God. Met ander woorde, ons is deel van die koninklike priesterdom, van die verlostes. Ons sit vanoggend hier, en as jy kan sê, ja, ek ken Jesus, hy het vir my aan die kruis op Golgotha gesterf vir my sonde, en hy het opgestaan uit die dood uit, dan het jy vanoggend 'n erfenis, wat nie net hier op aarde 'n verskil maak nie, maar wat vir jou en vir my toegang gee tot daardie hemelse feesmaal, daardie hemelse tafel. En die van ons wat dalk so 'n bietjie vergeet het, of wat nou nie die vorige Sondag hier was, of geluister het nie, ons het 'n tafel gehad, wat vir so 'n paar Sondae hiervoor was, so mooi pragtig gedek deur Ronel, en ons het elke Sondag het ons 'n bietjie stil gestaan by die verskillende groepe, wat deur Jesus genoem is, in die besonder by die naam genoem is, wat uitgenooi is, na die feestafel van Jesus. So het ons byvoorbeeld ons mense met gestremthede gehad, wat ons gehoor het, Jesus hulle op die naam genoem het, daar in Lukas 14, ek wil nou nie weer op alles ingaan daar nie, maar wat hy die gelykenis vertel het van die gasheer, wat hy die groot maaltyd voorberei het, en die uitgesnooide gaste wou nie meer kom nie, en toe moes die slawe uitgaan op die paadjies en die laninge, en die verlamdes, die krepeles, die blindes, moes hy gaan haal en hulle bring na die feestafel toe. En dan het ons ook gehoor dat God in die besonder ook die kindertjies na sy feestafel toe nooi. Ons het ons pragtige jamkinders gehad wat hier voorgestaan het, en ons het gehoor, Jesus het gesê, moet hulle nie verhinder nie, moenie die kindertjies verhinder om na my toe te kom nie. En dit beteken ook selfs die ou heel klein kindertjies, het 'n spesiale plek in God se hart. Hulle is ook uitgenooi na die feestafel van God toe. En dan natuurlik het ons gehoor dat as ons ouer word, 60 plus, as ons meer aan die ouer kant van 60 begin te staan, dan as 'n kind van God is ek ook uitgenooi na die tafel van die Here toe. Want dan hoef ons nie bang te wees om ouer te word nie. Maar het ons gehoor, Spreuke 16 sê, dat die ouderdom sal wees soos 'n kroon wat op ons koppe is, as ons God ken. En dat ons sal wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat floreer en wat nog steeds vrug dra, selfs as ons ouer word. Iets om na uit te sien as 'n kind van die Here is. Ja, ons het gehoor dat die Here ook vir families in die besonder uitnooi na sy feestafel toe. Dat ek, soos ek hier is, waar ek deel is ook van 'n gesin, van 'n familie, dat ek ook kan weet, God het my familie op sy hart. En het ons daar die kaartjies neergesit op die tafel, waar ons vir iemand in ons familie spesifiek gebid het, of ingetree het voor die Here. En so kom ons dan vanoggend na die laaste boodskap van hierdie reeks, dat ons na die feestafel toe genooi is. Ja, die hemelse feestafel, daar gaan ons 'n plekkie hê. As ons kind van God is ons plek gereed. Jesus het gesê, hy maak vir ons plek gereed in die hemel. Ons het iets om na uit te sien. Maar reeds hier op aarde ook, het ons reeds
die tafel wat God vir ons dek, soos Psalm 23 dit moet so mooi sê, U berei die tafel voor die aangesig van my teestanders. En Dawid skryf en hy sê, my beker loop oor. En dan sê hy, U goedheid en U guns sal my volg al die dae van my lewe. So reeds hier op aarde wil die Here ook vir ons iets laat beleef as ons sy kind is, van sy goedheid, van sy guns, van sy genade, wat saam met ons is, elke tree van die pad, wat ons stap hier op aarde. En dan as hoogtepunt, gaan ons dan gaan ons die nagmaal saam gebruik. Alhoewel ons nou nie fisies rondom die nagmaalstafel gaan sit nie, kan ons dit ook beleef as dat ons rondom die nagmaalstafel van Jesus as volk van God by mekaar kom. En ja, net vandag, hoekom word hier gepraat van 'n priesterdom, van 'n nuwe verbond, want ons hoor dit ook, en ek wil dit net sommer byvoorbeeld lees, toe Jesus die nagmaal gestel het, daar in 1 Korintiërs hoofstuk 11, hoor ons die woorde. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook het Jesus na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. 'n Nuwe verbond. Ek en jy, soos ons vanoggend hier sit en ons is kind van die Here, is deel van 'n nuwe verbond. Wat beteken dit? Net baie kortliks. Daar was die ou verbond gewees in die Ou Testament wat God gesluit het met Noag, met Abraham hulle, daar die heilige ooreenkoms waar God gesê het, ek sal vir jou 'n God wees en jy moet vir my 'n volk wees en jou sal die volke, al die volke van die aarde en nageslag geseën wees, het hy vir Abraham gesê. Hulle sal so baie wees soos die sterre in die hemel, soos die sand langs die see. En intussen weet ons dat geen mens dit kon regkry om al daardie, kom ek sê, vereistes van die ou verbond na te kom nie. Niemand behalwe Jesus kon die 10 gebooie soos wat God het gegee daar in Exodus, kon dit 100% nakom nie. Dit was net nie moontlik nie. Maar God het 'n plan gehad. Hy het geweet dat daar hoop is, dat dit nie die einde was, deurdat ons in sonde gebore is, en dat die sonde deel geword het, was van ons menswees nie. Nee, daarom het hy 'n plan gemaak, en het hy Jesus aarde toe gestuur, om vir ons alles te kom nakom, wat daardie verbond, al die eise wat dit gestel het, want Jesus was volmaak, hy het nooit gesondig nie, hy het 100% God, sy Vader se wil gedoen. En daarom sê Jesus dan hier waar hy die nagmaal daardie aand instel voor sy kruisiging. Dit is 'n teken van die nuwe verbond. Daar is 'n splinter nuwe verbond wat nou deel is van elke kind van God se erfenis. Naamlik dat Jesus vir ons alles gedoen het aan die kruis. En omdat Jesus vir ons alles gedoen het aan die kruis, omdat hy die prys betaal het, onthou, 'n verbond het saamgegaan met offers, met bloed wat moes vloei, die diere, daardie offerandes wat die priesters in die Ou Testament moes offer, om versoening te doen vir die sondes. Daardie dinge was alles vervul gewees. En Jesus het die volmaakte offer gebring toe hy aan daai kruis gehang het, daar op Golgotha, daardie Vrydagmiddag 3:00, sy laaste asem uitgeblaas het en gesterf het, het hy die perfekte offer gebring voor God die Vader. Die lam van God wat geslag was vir ons sondes. En van daar af het Jesus geweet, is daar nou 'n nuwe verbond. Kan ons nou leef met die wete, ons hoef nie meer sekere dinge na te kom om te probeer om God tevrede te stel nie. Nee, Jesus het klaar alles gedoen. Ek en jy kan nou leef uit die nuwe verbond uit om te weet, dit wat ons nou doen ons uit dankbaarheid teenoor Jesus. Doen ons uit dankbaarheid vir dit wat God vir ons deur Jesus Christus laat gebeur het aan die kruis. En daarom is ons 'n nuwe priesterdom.
Is ons 'n nuwe volk van God as ons kind van die Here is, as ons Jesus ken. Maar, en daarmee wil ek afsluit, het ons het 'n groot verantwoordelikheid. Ons het 'n groot verantwoordelikheid. Ons het dit gelees hierso. 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Ek en jy word geroep vandag weer opnuut, eintlik elke nuwe dag, elke dag wat ons opstaan en waar ons ook al beweeg, by die huis, by die werk, by die skool, tussen ons vriende, waar ook al. As 'n kind van die Here is, dan moet ek weet, ek is deel van die nuwe verbond, ek is deel van 'n koninklike priesterdom. Ek is iemand wat die verlossing van Jesus moet vertel. En ek hoef dit nie noodwendig te doen met woorde nie. Ja, dis goed. As ek vir mense vertel van die Here en ek moet. Paulus het sy lewe daaraan gewy. Hy het sy lewe gegee om die evangelie te verkondig. Maar ook deur hoe ek leef. Dood eenvoudig. Teenoor my man, teenoor my vrou, teenoor my kinders, teenoor my ouers, teenoor my kollegas by die werk, teenoor my skoolmaats, my onderwysers by die skool, waar ek ook al mag wees, tussen my vriende, rondom die braaivleisvuur. Daar vra die Here van my om 'n verteenwoordiger te wees van die volk van God, die priester, die koninklike priesterdom, die verlostes van Jesus Christus. Ja, die Here roep ons as kinders van die lig. En so as ons dan nou gaan saam nagmaal vier, doen ons dit vir oggend. As jy Jesus ken, dan doen jy dit as kind van die lig. As 'n mens wat nuut gemaak is deur Jesus Christus se bloed wat gevloei het aan die kruis op Golgotha. So as ons dan nou die tekens gaan gebruik, kom ons doen dit met 'n dankbare hart vir oggend. Met ons eie unieke menswees, ons wonderlike kulture wat deel is van hierdie land van Suid-Afrika. Dis fantasties, die Here het ons so gemaak, maar 'n groter menswees, 'n groter erfenis. Ons is deel van die volk van God, 'n koninklike priesterdom, nuut gemaakte mense van die Here, wat 'n verskil kan maak waar ons geplant is. Hulle sê mos blom waar jy geplant is. Maak 'n verskil as kind van die lig, daar waar jy geplant is. Mag die Here ons, deur sy Heilige Gees wat in ons woon as ons God se kinders is, vandag opnuut daardie krag gee, om te leef as deel van die volk van die Here, volk van God, nuut gemaak deur Jesus Christus. Amen. Hemelse Vader, so baie dankie, dat ons net vanoggend met harte vol van dankbaarheid ook nou hierdie nagmaalstekens, hierdie brood en hierdie sap kan gebruik. Met die wete, U het ons geroep uit die duisternis uit. Ja Here, daardie ou verbond waar niemand dit kon regkry om 100% te doen, dit wat U vra van ons nie, omdat die sonde deel geword het van ons menswees. Daardie ou verbond is verby. En die nuwe verbond is deur U ingestel, Here Jesus. Omdat U die perfekte offer was, die lam van God, wat daar aan die kruis gesterf het, vir elke mens se sondes, en opgestaan het uit die dood uit. En Here, dankie dat ons daarom nie meer hoef te probeer om goed genoeg te wees, of om goed genoeg goeie dinge te doen, om in die hemel te kom nie, maar dat ons slegs in U hoef te glo, Jesus, as ons verlosser. U wat vir ons sonde aan die kruis gesterf het. Ja Here, help ons om kinders van die lig te wees, waar ons ook al is, by die huis, by die werk, by die skool, op die sportveld, tussen ons vriende, rondom die braaivleisvuur, dat ons sal weet ons is geroep as kinders van die lig, as nuwe mense, wat U verlossing ook kan verkondig. Wil U ons daardie krag gee, deur U Heilige Gees, wat in ons woon as ons U ken
en as ons kind van God is. Amen. Ek het dan nou reeds hierdie instelling van die nagmaal gelees, soos ons dit gehoor het daar in 1 Korintiërs 11. So ek wil dan nou kans gee vir die van julle wat dalk nou nie hier is, of wat nou 'n bietjie dalk vergeet het hoe ons dit doen, gaan ons net so 'n minuut of 2 kans gee, wat ons net gaan stil word op jou eie voor die Here, en as daar enige iets is vanoggend wat dalk tussen jou en God staan, enige iets wat swaar op jou hart is, of een of ander onbeleide sonde, of iets wat net krappie binne, neem dit na die Here se troon toe. As 'n sonde is, bely dit voor hom, en sit dit neer voor die Here se troon. En wanneer ons na so 2 of 3 minute, sal ek dan amen sê, en dan is almal hartlik welkom. Soos ek sê, almal is baie, baie welkom, om dan vorentoe te kom, in julle eie tyd, en dan 'n kelkie van die sap, dis alles net sap, en dan 'n stukkie brood te neem, en te gaan sit, daar waar jy is, doen dit saam as 'n gesin. Dis eintlik so kosbaar as mense dit so kan doen, of as man en vrou, familie, en geniet en deel dan daardie tekens met mekaar, met 'n hart wat dankie sê vir Jesus, dat ons nuwe mense is. So kom ons sit so, en dan word ons net stil voor die Here. Amen. So almal word nou hartlik uitgenooi om hier vorentoe te kom en 'n stukkie brood en 'n sappie te neem en dit dan te gebruik daar in die bank. Kom gerus na vore. Die wat allemaal afloop nou terug wat die informaties gebruik het om alles te was. Nou net dat die informaties daar by die otherwise die slip weer. Ek het vir André gesê net, ek weet nie as hy vir jou gesê het nie, sy verlede maand het my die eerste van die maand het hulle my gediagnoseer met beenkanker. Ek het kanker gehad in die kopbeen, die albeidskraakbene en in my styfbeen, maar gelukkig was net stage 1. Ek hoef nie vir
operasie te gegaan het of vir chemo nie. Ek het net 5 dae treatment gegaan vir radiasie en is net die te mopse van die kanker en hormoonpil wat hulle in die begin vir my gegee het my bene verswak. So ek kan nie meer soos ons altyd doen van hier af span toe loop net my bene gee uit onder my. Ons gaan ons wat is jou naam nou? Jenny. Jenny, okay. Dis wonderlik, okay. Dit is so goed. So die mense jonge aan die loop dalk is vorentoe vat. Goed, het almal gekry, elkeen 'n stukkie brood wat wou en 'n bietjie sap. Goed. Julle kan sommer die mense wat opruim het gevra, julle kan sommer net die glasie net daar los in die banke. Hulle kry dit na die tyd. So julle hoef dit glad nie vorentoe te bring nie. Dankie vir die wat reeds gedoen het, maar los maar jou glasie daar en dan gaan hulle dit na die tyd sal hulle dit wel opruim. Ons gaan dan nou afsluit met een van die gunsteling liedere glo ek vir ons as Algoa Gemeenskapskerk, The Goodness of God. En inderdaad is dit mos so, nee? Ons het nou hierdie tekens gebruik uit dankbaarheid vir dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, dat ons 'n nuwe volk van God is, kinders van die lig, en ons gaan dan nou hierdie lied sing ter afsluiting, en nadat ons nou die seën dan ontvang het, wil ek almal weer eens hartlik uitnooi om 'n koppie koffie daar te kom geniet saam met ons daar in die saal, kom kuier so 'n bietjie, hoef nie lank te bly nie, en dan sal julle sien, daar is 'n hele paar interessante eetgoedjies daar. Ek weet daar's definitief koeksisters, ek het nou nog nie die ander gesien nie, maar let 'n bietjie veral op wat se verskillende soorte eetgoed daar so is. Daai sin is so opgewonde, hy wil nou al sommer gaan. Daar is hy. So kom ons staan en dan sluit ons af met hierdie lied.